Ons welkom vir u wat ingeskakel is, daar waar julle is. Mag Abba Vader julle seën as ons hier vanuit Port Nolloth met julle praat, van Bethlehem af. Ons bediening se naam, en mag julle geseënd wees daar waar julle is. As julle solank julle Bybels wil oopmaak voordat ek bid, Efesiërs 6, gaan ons uitlees vanmôre. Kom ons bid net weer saam. Vader, dankie vanmôre vir dit wat kan gebeur. Dankie vir die wonderlike reën wat gisterand oor ons uitgestort is. Waar die veld weer gaan jubel en juig met die water wat u gegee het. So bid ons vanmôre dat u die Gees ook so oor ons sal uitstort, hier waar ons is, en waar elkeen luister vandag, dat jy hulle sal bless. Seën die woord vanmôre. Ek bid Abba Vader dat u my agter die kruis net sal wegsteek, dat ek nie sigbaar sal wees nie, dat dit u sal wees wat vanmôre die woord gaan bedien, maar my net sal gebruik as 'n mondstuk. Ek bid dat niks vanmôre uit myself uit sal kom nie. Dat ek net sal sê wat u sê ek moet sê. Dan die grond waarop die saad sal val, is goeie grond. Ek bid vanmôre dat u engele skare om hierdie gebou gaan trek, en ook oor elke ene waar hulle sit en luister na hierdie woord van beskerming. Engele van vuur sal sit om die plekke waar ons vergader, sodat niks sal inkom en sal vernietig wat u van ons vir ons wil sê nie. Dat ons veilig sal sit, toegemaak in die plek van aanbidding, en ons dankie daarvoor. Seën elkeen daar waar hulle is, waar hulle hierdie woord hoor, dat hulle sal weet dat u is daar ook met hulle. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Nou, ons gaan aan met ons reeks van oor die wapenrusting. Ons het verlede Sondag begin. So ons deel 2 vanmôre, wat ons gaan leer oor dit en hoe Abba Vader ons equip met dit. Dit wat ek en jy moet hê. En dit wat ons moet gebruik. Maar kom ons lees eers Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Eintlik my broeders, word kragtig in Yeshua en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis in hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En ek wil hê ons moet vanmôre net kyk na 'n sekere dinge wat gesê word en wat gedoen word om dit wat hy vir ons sê, sy wapenrusting. Nie die mense se wapenrusting, maar sy wapenrusting. En waarmee moet ons staan? So dit gaan baie keer uitkom. Die mense sê baie keer het ons gesê, ek moet my wapenrusting aantrek. En daarom neem die volle wapenrusting van God op, soos wat in julle Bybel staan, van Jahwe op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het en staande kan bly. Vers 14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en dan skoen aan julle voete van bereidheid vir die evangelie van vrede. En dan kom hy in vers 17, eintlik vers 16, en sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van Jahwe. En terwyl julle, en daarom sê hy, terwyl julle met alle gebed en smekinge
by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my sodat 'n woord my gegee mag word as my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos wat ek moet spreek. Nou, ons voer hierdie geestelike oorlogvoering in wat ons verlede week begin sê het, uit die plek van intimiteit uit. Ek kan hom nie uit 'n ander plek uitvat nie. Ek moet in die plek van intimiteit wees, uit my plek met 'n verhouding wat ek met Jahwe het. Nêrens anderste nie. Nou voer ek 'n oorlog uit die troonkamer uit. Daar sê twee kante. En ek wil, en ons moet vanmôre mooi luister, dat ons kan sien, dat is nie sommer net iets wat ek kan gebruik nie. Dus, ek moet op die regte plek ook wees. Nou die een kant waar my hart die verbond van vrede met Abba Vader het. Waar my hart 'n verbond maak met die dood en die wêreld. So, dis die twee plekke waar ek is. Of ek is hier, of ek is daar. En waar ek in die teenwoordigheid van Jahwe is, kom vul die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees my. En waar hy my kom mobiliseer vir die oorlog. Ek kan nie sommer net gaan na 'n plek toe hardloop en sê, ek moet aantrek want ek moet veg nie. Ek veg vanuit hierdie plek uit, waar hy my mobiliseer. Nou dit is Jahwe se hartsbegeerte om ons te beskerm. Niks anderste nie. Hy wil nie hê ons moet as sy kinders ly nie. Hy wil nie ons moet seer kry nie. Nou ons het verlede week ook gesien, hy bou 'n muur rondom ons van beskerming, om ons teen die aanslag van die vyand te beskerm. Nou ons weet baie duidelik, al kan ek die vyand nie sien nie, het ons hierdie stryd aan die gang. Al weet ons nie waar sy nie, ons is in hierdie stryd. Ons is nie veronderstel eintlik om hom te sien nie. Want die woord sê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. So baie keer beklei ons mense, doen ons dit verkeerd. Die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, is die informant aan die vyand se kant. Ons gaan dit verduidelik as jy nie verstaan wat ek sê nie. Want wanneer ek in Jahwe se teenwoordigheid is, sodat hy my kan waarsku en my kan inlig, my kan toerus en my kan mobiliseer. Hy kan dit nie doen as ek buitekant is nie. Kan julle sien dat ek op 'n plek moet wees waar ek 100% totaal in sy teenwoordigheid kan wees, sodat hy my kan toerus. Hy kan my nie toerus as ek nie in sy teenwoordigheid is nie. Onthou julle verlede week toe ek die ballon opgeblaas het, en ek het gewys wat maak die lig met die ballon wanneer toe hy hom vat. En dit is waar ons staan met dit, wanneer hy sy asem in my inblaas. Wanneer hy my toerus met sy gees, is dieselfde wat gebeur het toe hy sy asem in Adam ingeblaas het. Want hy het sy gees in Adam ingeblaas en hy het opgestaan. Ons kan nie sonder die Heilige Gees wandel nie, beklei nie, lewe nie, jy's leeg. Die woord sê dat Jahwe vir ons die rigting sal aanwys. Hy sal aan jou openbaar waarheen jy moet loop. Wie sê dit? Die Heilige Gees gaan jou lei. En ek wil vanmôre vir u sê wat luister na hierdie woord, hierdie oorlog waarin ek en jy is 'n realiteit. Dis nie sommer net 'n storie nie. Dis lewensgevaarlik en is vel.
as ons dink, ons is sommer maar net hierso, om ietsie te doen. Dis nie 'n geval van kil jou hier en kil jou daar en hy's weg nie. Jammer. As jy so dink, het jy 'n probleem. Die oomblik wanneer jy jou lewe oorgegee het vir Jahwe en jy het hom begin dien, het jy oorlog verklaar teen die vyand. En daarom het Abba Vader gekom en gesê, ek wil jou beklee, sodat jy hierdie oorlog kan wen. En daarom het ons verlede week ook gesê, ons moet die vyand nie verdra nie. Tolerance will kill you. Die vyand het baie mag in ons lewe, en ons mag hom nie verdra nie. Hoekom word jy gekarniffel, omdat jy hom verdra? Omdat jy saam met hom stap. Hierdie goed is dalk nie so erg nie. Dus ons gaan kyk na hierdie goed is. Paulus was eintlik vasgemaak in 'n Romeinse soldaat toe hy hierdie geskryf het. Nou, Abba Vader het vir hom gekom en vir hom gesê, gaan kyk na hierdie soldaat en gaan kyk wat hulle doen, dan gaan jy verstaan hoe hierdie wapenrusting werk. Jy moet hom gaan bestudeer, jy moet hom gaan navors. Want dit is hoe my kinders die oorlog moet voer. As jy enige prentjie wil bou, dan gaan kyk jy na iets, om seker te maak, hoe moet jy hom bou? En dis wat hy gesê het, ek het vir julle hierdie, daar's eintlik redes, waarom Jahwe hierdie prentjie gebruik het. Want hierdie soldate was baie bekend gewees as 'n killing machine. Jy het nie met hom gemors nie. Hy was nie jou maatjie nie. As jy sy vyand was nie. Hy het nie met jou mooi praatjies gespeel nie. En Jahwe kom dan en hy sê vir ons, ek en jy moet so in die gees wees. Ons moet nie maatjie met die duiwel wees nie. Ons moet nie dink ons kan hand om die blaas met hom loop nie. Jy het 'n probleem. Dit is tyd dat ons hierdie wapens moet optel en sê, vyand, ek gaan nie langer staan vir dit wat jy in my lewe wil kom doen nie. Dis tyd dat ek en jy as kind van Abba Vader standpunt inneem. Opstaan, my wapen vat en veg. Ek het baie keer gesien as iemand met 'n ketting skiet, en baie keer mense, ek gaan nie sê, mans en vrouens baie, as hulle met 'n geweer skiet, het julle gesien, hulle maak hulle oë toe. Nou, hoe kan jy die teken sien as jy jou oë toe maak? Jy moet paraat wees, jy moet kyk waar jy mik, jy moet doelgerig mik, en jy moet weet dat ek gaan die kol skiet. Is my so mooi as ek sien hierdie mense wat met 'n pyl en boog skiet, hulle vat hom en hulle trek hom uit, en hulle vat hom tot die spanning daar is, en hulle los hom, hulle los die hand hierso, en hulle bly kyk, en die pyl doen die werk. Maar ek en jy trek die duiwel, waar is hy, waar is hy? Kom net hier so, ek wil jou sien. En dan slaat jy hierso soos 'n bokser wat geblinddoek is. Mogge treffers. Abba Vader sê, ek wil nie hê jy moet dit so doen nie. Gaan kyk na hierdie soldaat. Nou hierdie Romeinse soldate het die mindset gehad, wanneer hy in die oorlog ingaan, raai wat sy mindset het hy gehad? Hy het al gewen. Hy het hierdie mindset gehad dat ek gaan oorlog toe, maar ek het lag gewen. Julle staan my en kyk, jy gaan nou val, Boeta. David het aangegaan na Goliat toe en hy het gesê, ek het klaar hierdie ding gewen, want die God wat ek aanbid, het my gehelp om leeu's en bere dood te maak in die veld. Wie's jy? Nou daai mindset wat jy het, om met hierdie wapenrusting te loop, gecover,
toegemaak, reg, alles is reg, kom, oeps, sien jy, reg, so reg, alles val so met mekaar, ek so excited hieroor man, weet jy wat, die kragtigste ding wat ek en jy het in ons lewe, is twee goed, hierdie ding, wat ook om kan blaas, amen. Hulle hardloop, sorry julle vir die kinders, hulle hardloop vir dit, hulle vat hom en jy het hom in jou hand, weet jy wat, as hierdie ous aansien man, ek sien as ons hierdie ramshoring blaas, hoe snol hierdie demone, want hulle dink is die laaste bassein wat kom, en ek en jy het hom in ons hand, ons gebruik het nie, Abba Vader sê, hier is hierdie wapenrusting, en wat maak jy met hom? Hy hang maar my kas, ek gaan vir jou niks help he, gaan kyk na hierdie soldaat, hy het hierdie mindset gehad, wanneer hy oorlog ingaan, dat die oorlog klaar gewen is, die oorwinning is reeds behaal, hy is reeds behaal op die kruis, is klaar gedoen, Yeshua het hom verslaan man, hy is onder sy voete, en hy het jou opgesit en hy het vir jou gesê, gaan finish die ander oos af. Dis al, beweeg in hierdie krag. Jam, ek nou hierdie ding vashou, dat ek hom nie weer afslaat hierson nie. En as ek en jy, net as kinders van Abba Vader, die gedagtegang het van dit, dan kry ek 'n oproep, pastoor, help my, die duiwel val my aan. Za! Slaat hom! Waar is jou swaard? Vat hom man! Sa! Jy sien ek is hier koopie. Help my bid. Ok, Here help hom net dat hy die wapenrusting gebruik. Gebruik wat in jou hand is. Gebruik dit. Dis nie vir die vyand te gee nie. Vanmôre moet ek en jy 'n baie mooi ding verstaan. Hierdie wapenrusting is nie vir die vyand gegee nie, hy is vir God se kinders gegee, vir my en jou, om te gebruik. Amen. Teen wie? Teen die vyand van God. As ons kinders van Jahwe net die gedagtegang kan hê van hierdie oorlog is reeds oorwin, ek het nie nodig om die vyand in my lewe te verdra nie, dan het jy al 'n groot oorwinning behaal. Ek het nie nodig nie. Weet jy wat? Het nie nodig om op die Satan te skree nie, of op enige demoon te skree nie. Die autoriteit wat binne in my is, gaan net vir hom sê, klap het toon, dat jy gaan. Jy het geen reg hier nie. Is 'n klein babietjie in hierdie kerk vanmôre, klein kindertjies. Kom ek sê nou vir jou, dat enige ene aan daai babietjies gaan raak, gaan die papa en die mamma hier opstaan en gaan sê, you touch, you die. En daai kind kyk net so. En hy kyk vir die vyand en hy lag, hy sê, my papa het gepraat, nee. Dis die mindset wat ek en jy moet hê. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die volle wapenrusting. En daar is 'n baie goeie rede, en dit is hoekom ons deur die reeks sal gaan om te gaan sien, wat beteken dit? Daar's 'n rede hoekom Jahwe sê, trek die volle wapenrusting aan. En die rede hoekom die woordjie volle daar staan, as net een ding nodig was, sou Jahwe gesê het, trek net daai ding aan. Daar's 'n rede hoekom hy dit gesê het. Daar is 7 dinge wat ons moet aan hê, wanneer ons na die wapenrusting verwys. Nou as ons gaan tel ons net 6. Sê mense nie, maar jy het 'n fout gemaak. As jy nie weet, jy kyk gou. Die skoene word getel as 2. En baie keer dink ek het 1 skoen aan. Want jy kan nie met 1 skoen oorlog toe gaan nie. Ek sien vanmôre in die kerkies wat almal 2 skoene aan. Want dit gaan bietjie, jy kan nie veg met 1 skoen nie.
En weet julle wat? Partykeer veg ek in die gees met een skoen. Hoekom? Want die ander skoen staan ek in die wêreld mee. Een voet hierso, ander voet daar. Dan het jy moeilikheid. Want jy kan nie wydsbeen staan en veg nie. Jy moet jou voete bymekaar en ons gaan sien as ons by die skoene kom, wat se kragtige ding is dit daarso. Nou die getal 7 verwys ook na Jahwe se volmaaktheid. Dis hoekom hy dit daar het. Dis hoekom hy gesê trek al 7 aan, trek die volle wapenrusting aan. Want sonder dit kan jy kan nie alleen staan voor die vyand met dit nie. En ons kom baie keer en ons sê, soos wat ons vanmôre ook gebid het, ons het gebid vir die siekes, maar ons kom baie keer en as ons praat met siekes, dan sê ons, ek weet jy siek, glo net. Ons moet glo. Nou die geloof is die skuld. Nou ek sien uit om daarby te kom by die skuld, want dis een van my van die wat uitstaan vir my is die skuld. Nou waar is die ander 6? Nou Jahwe se woord, God se woord kom leer ons van die redding. Maar ons kom praat nie nou daarvan nie. Ons is nie nou daar nie, ons praat nou oor die oorlogvoering. Die woord sê trek die volle wapenrusting aan, sodat jy staande kan bly wanneer jy aangeval word. Moenie dink ek herhaal dit net nie, want ek wil dit herhaal, sodat ons kan inkom, ek kan nie net een aantrek nie, ek kan nie, die volle wapenrusting, wat ons nodig het teen die vyand, en as ons met die reeks klaar is, gaan jy baie duidelik gaan verstaan, wat gebeur met jou, as jy een van hulle nie aan het nie. Nou ons sê dat ons verstaan, maar ons kan nie hierdie deurbrake kry nie. Ek glo dan hierdie dinge wil nie verbeter in my lewe nie. Ek glo dan, en ek vertrou dan, maar hierdie dinge wil nie verbeter nie. En dan moet ons bietjie gaan sit en kyk na die wapenrusting. Hoekom gebeur dit nie? Hier kom ek weer, Efesië 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, sodat jy kan staande bly teen die liste. Volle wapenrusting, sodat jy kan staan teen die aanvalle. En daarom moet ons hierdie lees, nie sommer net om te lees nie. Ons moet dit kon verstaan. En Abba Vader kom en hy sê, trek my wapenrusting aan. Maar hoe? Hoe doen ek dit? Pastoor, hy sê is maklik, maar hoe doen ek dit? En ons gaan kyk ook na die tyd van, hoe doen ek dit? En as die reeks gaan opvolg is, gaan dit 'n opvolg wees van, wanneer ek hierdie wapenrusting aan het, hoe veg ek met hom? Het help nie, ek gee vir jou 'n G5 kanon, en jy weet nie waar sit die patrone nie. Jy moet opgelei word om dit te doen. Nou ons gaan in die Ou Testament kyk en sien wat tydens die verbond gebeur het. Wanneer 'n verbond tussen Jahwe, tussen God en iemand, of selfs tussen mense gesluit is. Dit is baie belangrik. Nou wat het die verbond met die wapenrusting uit te vaai? Wat het dit te doen met die wapenrusting? Nou wil ek vir jou sê alles. Dis die fondasie van die wapenrusting. Want wanneer 'n verbond gesluit is, was daar beloftes gewees. Was daar beloftes tussen twee mense, of mense wat Jahwe as mens gemaak het, wat 3 dinge beloof het, of daar is 'n verbond tussen mens en Jahwe. Nou hierdie verbond is naamlik die lewe, die liefde en die beskerming. Wil ek vanmôre sê, 8 dinge het gebeur wanneer hierdie verbond gesluit is en gemaak is. Die eerste ding, hulle wat die verbond gemaak het, hulle het mantels geruil. Die mantel wat jy gedra het jou verteenwoordig. En dan wanneer
wanneer jy hierdie mantel dra, en ek gee my mantel vir iemand, dan sê my mantel gaan jou verteenwoordig. Die tweede een is ruil van gordels. Daardie sê jy, ek gee jou my krag, my ondersteuning, my beskerming. As iemand jou aanval, val hy my ook aan. 1 Samuel 18 vers 4. Daarby trek Jonathan sy mantel uit, wat hy aangehad het, en gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja selfs sy swaard, en sy boog, en sy gordel. Woord. Die derde ene, verbond word met bloed geseël. Hulle sny 'n offerdier in die middel, staan in die middel van twee helftes en maak dan hierdie beloftes. Nou as ek mense trou ek hulle baie keer op hierdie. Sny hulle in die helfte deur, en hulle staan in die bloed om te sê, hierdie verbond wat ons met mekaar gesluit het, hierdie bloed wat hier is daar is geen terugkeer, daar is geen omkeer aan hierdie verbond nie. Jy onthou toe Abraham staan en hy het hierdie diere gesny, en hy het aan Abba Vader en Jahwe die verbond gemaak, toe het hy gesê, wanneer ek hierdie verbond breek, dan gee ek die reg om my ook so in twee te sny. Ek dink as hy wet in ons land toegepas word, sal daar geen egskeidings wees nie. Die vierde is, sny die palm sodat die bloed loop en druk die twee palms teen mekaar. Dit sê, ek is in jou en jy is in my, want ons word een. Daar net vast voor dat dinge jou kop begin hardloop, en jy gaan sien later, hoe is dit van toepassing met Yeshua op my en jou. Name word geruil, die liefde en beskerming gee ek aan jou, asof ek dit aan myself gee, want ek gee dit vir jou, 'n stukkie van my naam. Name word geruil. Die 16 staan in die bloed en sê vir mekaar die terme van die verbond. Eet saam as 'n herinnering van hierdie verbond. Die 8ste een is plant gedagtes van hierdie verbond. Meeste van die kere is 'n boom geplant. Baie keer is klippe op mekaar gesit. Wanneer 'n boom geplant was, het hulle die bloed van die offerdier onder hierdie boom gesprinkel. Nou Genesis 21:33, en hy het die tamarisk in die Berseba geplant, en daar die naam van Yeshua, die ewige God, aangeroep. Jy sien, wanneer ons dinge sê, dan moet ons dit staaf uit die woord van God uit. Yeshua kom en vervul elke stap van hierdie verbond. Die eerste ding wat die woord van Abba Vader vir ons kom leer, hy sê die eerste een, hy sê, ek is geklee in die kleed van sonde. Yeshua sê, ek wil graag 'n verbond met jou aangaan. Sal jy jou kleed van sonde en seer uittrek? En my toelaat om jou kleed aan te trek. Vir my toelaat eintlik om dit aan te trek. Kan julle sien, kleed trek, kleed ruil. Hy vat hierdie velkleed van sonde, en Yeshua kom en hy trek sy kleed van koningskap aan. Koning van die heelal, seun van Jahwe, die allerhoogste God. Hy kom en hy trek dit aan. Hy trek sy godheid uit en hy sê, ek sal daardie mens wees aantrek. En ek sal na die kruis toe stap met jou mantel van sonde om my, want ek en jy word een. Is mooi, né? Sy sommer net sê, ek maak 'n verbond met jou nie, daar's dieper dinge as dit wat inkom. Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in Jahwe. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. Hy het my beklee met die klere van heil. My in die mantel van geregtigheid gewikkel. Nie aangetrek nie. Hy gewikkel is my so mooi. I feel it on my bones.
Hy wikkel my in, soos 'n bruidegom wat priestelik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Dis wat hy met my en jou doen. Wat hy dit vir ons inset, dis die deel van die verbond wat ek met Abba Vader het. Hy sê, deel van my mantel is autoriteit. Jy sien, autoriteit oor die vyand, Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee julle, nie vir die disippels nie. As ek dit hier lees, sê hy het dit vir my gegee, want hy praat hier en hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis 'n belofte. Ek kom baie keer en sê, ek het 'n kursus gedoen oor die woordjie niks. My 2 jaar kursus gevat. En toe ek klaar geskryf het, toe beteken niks. Maak maar 'n grap oor die kursus, oor die teses en goed. Maar ons sit so lank en ons weet nie wat beteken niks nie. Niks beteken niks. Wat wil jy meer hê? Hoekom wil jy iets van niks maak? En hy sê, niks sal julle ooit skade aandoen nie. Die verbond word geseël met bloed op Golgotha. Hoekom bloed? Levitikus 17 vers 11. Kan ons gaan lees wat daar staan? Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daar is lewe in die bloed. Die tweede een is palmsny. Ek sal spykers deur my palms laat gaan om te wys hoe lief ek jou het. Die ruil van name. Nou is ons by Yeshua wat hierdie dinge doen. Hoeveel keer het Abba Vader dit vir ons kom wys? Jahwe stel homself voor in Moses. En hy sê dat Jahwe is, I am. Nou die Jode kan nie hierdie naam skryf nie. Hulle sê dis 'n unspoken name wat Jahwe is. Hulle kan dit nie sê nie, want hulle noem hom Hashem, wat beteken dit is die naam. Nou Genesis 17 vers 5 sê, daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou 'n vader van menige nasies. Jahwe kom sy te verbond met Abraham. Al wat hy bysit is die laaste naam van sy naam, die letters van Jahwe se naam. Hoe amazing gaan dit wees as hy vanmôre by my en jou kom en hy sê, ek het met jou 'n verbond gesluit, dis 'n deel van my naam in jou naam in. Toe Yeshua op die aarde was mense se name baie verander. Johannes 1:43 sê byvoorbeeld, en hy het hom na Yeshua gelei, en toe kyk Yeshua hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Elke keer as Petrus se ou natuur na voorskyn gekom het, het Yeshua hom Simeon genoem. Wil jy uitbrei op dit nie? Ek sê net wat die woord sê. Openbaring 2:17. En ek sal hom gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Nou elkeen van ek en jy gaan 'n nuwe naam op 'n spierwit klippie kry, die dag as ons in die hemel gaan kom. Dis 'n deel van die verbond. Dis 'n deel van dit wat hy vir my gee. Die vierde deel is die terme van die verbond wat hy vir ons deurgegee word. Ek sal my seun gee vir jou. Ek sal dit met bloed beseël. Ek sal my mantel van koningskap uittrek en dit vir jou gee. Dit om jou sit. Jou bekleë met dit. Hoekom? Sodat jy die autoriteit kan kry. As ons dit gaan verstaan, wat is dit om in autoriteit te gaan beweeg, gaan ons reuse wees, julle. Reuse in die gees. En ek sal jou die mag en die autoriteit gee, myne. Ek sal jou die liefde gee. Ek sal jou my lewe gee. Nou ons terme is gehoorsaamheid. Dit sal ek vir jou gee.
Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, ek dink julle ken die versie, bewaar my gebooie, wees gehoorsaam aan my, tel jou kruis op en volg my, want jy is in 'n verbond met my, jy is nie meer van die wêreld nie. Maar ek net nog 'n paar teksverse, voordat ons by die ander kom, Lukas 22:19, jy sien ons sê, laat die woord, ons met ons praat, laat die verklarings uit die woord uitkom, laat ons nie net hier staan en praat nie, want hy is ons barometer, die woord is ons riglyne. Lukas 22:19, kom hy daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee word, doen dit tot my nagedagtenis. Kan julle sien, dit het iets met die wapenrusting te doen? Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort is. Nou elke keer, as ek nagmaal gebruik, is ek besig om my te herinner aan hierdie verbond wat Abba Vader met my en jou gesluit het, en wat hy vir my gegee het, hierdie verbond van liefde en lewe. Plant 'n boom en sprinkel bloed onder die boom. Daar is 'n boom op Golgotha geplant, waar die lam se bloed gesprinkel is. In Openbaring sê Yeshua, ek is die Alef en die Taf. Alef is die voorstelling van Jahwe se almagtigheid. Die Taf is die kruis. Ek is Jahwe wat in 'n verbond met julle aangegaan het by die kruis op Golgotha. En hy kom en hy sê, dit is wat ek vir julle gedoen het. En hy kom en hy sê, daar is twee kante. Jy kan die vyand nie met jou eie krag uitoorlê of jou eie plannetjies nie. Hou op planne maak om die vyand uit te oorlê. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan verloor en jy gaan big time verloor. Hoekom? Want in jou eie krag kan jy nie teen die vyand opstaan nie. So hou op om te sê, ek sal dit doen en ek sal dit doen. Ek gaan dit doen, ek gaan dat doen. Daarom moet ons bid en vra, Vader, wat wil U hê moet ek doen, sodat ek dit kan doen, met die wapenrusting. Jesaja 54:17 sê, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Jesaja 54:17. Dit is die erfdeel van die knegte van Jahwe en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek Jahwe. Hy praat nie van iets anders te nie. In Romeine 13:12, die nag het ver gevorder en dis amper dag, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Nou wat is dit hierdie? My sondige natuur is die wapens van die duisternis. As ek dit in die vlees wil optel. Ek wil terugkom na die pappas en die mammas met die babiekies. As daar 'n probleem is en die kind wil iets vra of as hulle nou op die stadium is en hulle het 'n probleem, dan gaan pappa net sê, los dit vir my, ek sal dit uitsorteer. En dis wat hy hierso sê, los dit, ek sal dit uitsorteer. Maar ek gaan hierdie geveg vir jou veg. Ek gaan jou help, ek gaan jou wys hoe om dit te doen. So baie mense kom en hulle sê, dit is moeilik om die vyand te veg wat jy nie kan sien nie. Dit is ook 'n baie goeie ding dat ons hom nie kan sien nie. Want dan gaan jy hom in die vlees wil veg. Jy gaan hom fisies wil veg en jy kan dit nie doen nie. En dan kom Abba Vader en dan sê hy, die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die gees. Nou ek en jy het 'n keuse. Ek en jy het die keuse wat ons gemaak, wil ek in 'n verbond met Jahwe staan, of wil ek in 'n verbond met die wêreld sluit en in die wêreld staan?
Waar wil jy veg? Keuse is joune. Nou, Abba Vader kom en hy sê, as jy van my woord eet, is jy besig om jouself sterk te maak. Is jy besig om hierdie wapenrusting op te neem en aan te trek as jy my woord eet? Kan julle sien, dis nie sommer net van vat en gaan nie. Dis dinge wat ek moet doen rondom dit. Openbaring 10:9 sê, ek het aan die engel gegaan, na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op. En dit sal in jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Nou ek wil jou vra vanmôre, waar eet jy? Eet jy in die allerheiligste plek van intimiteit? Nou as jy daar eet, is dit die plek waar jy jou wapens ontvang en gemobiliseer word deur die Ruach HaKodesh. Dis die plek waar ek die strategie kry om teen die vyand te veg en om hom te verslaan in my lewe. In die plek van intimiteit. Op jou knie, in die teenwoordigheid van Jahweh. Dis daar. Nie in 'n kroeg nie. Nie in beradingssessies nie. In intimiteit met Abba Vader. Weet jy of dit vir julle sin maak, die kerk? As jy vanmôre gedink het, of tot op hierdie stadium gedink het, ek kan nog self my dinge doen, dan bid ek dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, vir my en jou, die helderheid van verstand gaan gee, om te gaan besef, maar ek het dit altyd verkeerd gedoen. Vra om verskoning, bely dit. Vader, nou dat jy dit weet, en ek wil vir julle sê, jy wat luister na die boodskap, kan nie meer sê, ek het nie geweet nie. Want hierdie woord gaan jou aankla. Want jy het dit gehoor. En die dag as jy in die geveg kom en jy weet nie, dan gaan Abba Vader vir jou vra, wat het jy gedoen met die woord? Hoekom jy dit nie geëet nie? Hoekom jy dit nie gebruik nie? Ek het dit vir jou gegee. Nou die ene is die gordel van die waarheid, wat baie belangrik is. Gaan kyk of ek iets kry hierso. Oom het ook om aansit. Vergeet hoe werk met. Ok. Ongelukkig kan hierdie ding nou nie pinpoint daar nie. Nou, die heel linkerkant se foto, gaan ons gou daar kyk. Dit was nie die mooiheid daarvan nie. As jy dalk vir die rabbies gaan vra, wat is die meaning vir dit, dan gaan hy vir julle verduidelik, wat het dit, is dit om dit te beskerm en to get in readiness, om in gereedheid te kom. Dit is die plek van gereedheid waar ons moet kom en sê, ek gaan oorlog toe. Hierdie gordel is die waarheid wat ek moet aan hê. Nou, ek wil hê, julle moet hierdie baie mooi gaan verstaan. Wat is besig om te gebeur wanneer ek die gordel van waarheid aantrek? As daar dele in my lewe is wat ek nie bereid is om onder die waarheid van Jahweh te bring nie, kan dit lewensgevaarlik vir jou en my word. As daar areas in jou lewe is wat toegemaak is, wat sê geen ingang nie, is dit lewensgevaarlik, en dis wat Abba Vader vir jou sê, en dis waar die vyand jou gaan gryp in hierdie geestelike oorlogvoering, is op daai plekkie wat onbewaak is, wat die wapenrusting nie toegemaak het nie. As jy dit aan die lig bring en die waarheid bring, het die mag van die duisternis geen houvas op jou nie. Hoor julle? Dit help nie, jy trek die goed aan en jy beskerm die leuen nie.
Ons gaan baie mooi sien, wat is hierdie gordel wat jy aantrek? Hy verloor sy greep as jy dit aantrek, want ek het dit onder Jahwe se waarheid ingebring. Nou as ons kyk na dit, en jy sien, dan gaan jy sien wat, ek gaan dit nou verduidelik ook net weer. Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader is daarvan. Nou net wat ons vir die Satan vanmôre kom sê, daar's geen waarheid in hom nie. Hy is een groot dop leuns, dis wat hy is. Hy is die vader van die leuns. En dis hy wat my en jou aanval. En weer eens is die twee kante. 100% waarheid of 100% valsheid. Die woord sê dat ons in waarheid moet staan. Want 'n leuen kan nie lewe voortbring nie. Dis onmoontlik. As ek sê dat ek in Jahwe glo, maar dit maak geen verskil in my lewe nie. Mense kan dit nie sien nie. Alles bly dan net dieselfde. Dan is dit miskien tyd dat ek die gordel van waarheid moet aansit en soos Dawid sê, Abba Vader, deurgrond my hart en wys my waar daar iets is wat ek na U toe moet bring. Nou ek wil nou vanmôre vir julle sê, dis nie jou beld uitruk uit die kas uit en om jou broek inryg en hom vasgesp en hou jou broek bo nie. Dis toe nie dit nie. Voordat jy hierdie gordel aan jou insit, moet jy voor Abba Vader gaan staan en jou lewe oopmaak, jou hart oopmaak, jou alles oopmaak en sê, as daar enige leuen in my is, wil ek daarmee deel nou. Nou wanneer hierdie soldaat daai gordel aangesit het, was daar 5 leerstraps wat voor hom gehang het. Nou, as ons daar kyk, hierdie leerstraps het die soldaat beskerm, die gedeelte waar die saad is. Hoekom? Dis die deel van die simbool van toekomstige lewe. Het julle gehoor? Ek het dit nooit geweet nie. Het julle al geweet dat jy kan vervloek word tot in jou 5de nageslag, 4de, 5de nageslag? Wat is dit? Dis die saad. Nou hoekom het Abba Vader dit gegee om die belangrike deel van hierdie soldaat te beskerm? Omdat dit 'n simbool is van die toekomstige lewe. Jahwe sê dat die waarheid lewe kan voortbring. Ek kan nie lewe in iemand se lewe gaan bou of in my eie lewe bou op 'n leuen nie. Ek kan nie. Jy sien, die waarheid maak my vry. Ons dien 'n God van waarheid. Ons dien 'n God van sy woord. Daarom verwag hy dit van my en jou, om in die waarheid te staan. Dit sluit wit lintjies in. Ek het 'n rede hoekom bietjie stil bly. Ek wil dit maar net sê, want ek wil nie hê die mense met persepsie neem nie. Ek wil maar net hierdie wit lintjie vertel, want ek wil tog net nie skade doen aan mense nie. Is dit regtig so erg? Hoekom is jy laat? Nee, ek het 'n papwiel gekry, jong, en ek gesukkel om daai wielskroewe los te kry. Maar back in the ranch het jy vasgehak op 'n ander plek.
Weet jy wat doen jy? Die een wat jy dit mee vertel, glo dit. Want die woord van Abba Vader sê, as dit nie die waarheid is nie, trek dit my in die duisternis in. Die waarheid bring lewe. En as ons nou gaan kyk, en ons gaan kyk, die skild en die swaard van 'n soldaat was aan hierdie gordel vasgemaak. Die swaard wat hy mee moet veg, die skild wat hy met mee keer, is in die gordel van waarheid vasgemaak. En so leer die woord ons dat die geloof in Abba Vader se woord gegrond is in waarheid. Kan julle sien, ons is besig om in te gaan in hierdie dinge, en is nie sommer van Efesiërs 6, ek trek gou die wapenrusting aan, en yes, ek is reg nie. Ek wil vir jou sê, partykeer trek jy daai gordel aan, as hy te groot vir jou, hy gaan afval. Partykeer as jy die skoene aantrek, is hulle te groot vir jou, dit gaan nie pas nie. Ek kan nie geloof hê, maar ek glo, ek dinge wat die vyand vir my kom sê nie. Ek kan nie geloof hê, maar wanneer die vyand met my kom praat, dan glo kom. Want my skild, die geloof is vas aan die waarheid. En daar is net een geloof, Jahwe se woord is volkome waarheid. Die fondasie van die woord lê in die waarheid. Die fondasie van God se woord lê in die waarheid. Daar is geen leuen in God se woord nie. Dit kan ons maar sien as jy dit gaan lees. Daar is nie leuns in sy woord nie. Psalm 40 vers 11 sê, U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van U trou en U heil spreek ek. U goedertierenheid en U trou verberg ek nie vir die groot vergaderings nie. En koning Dawid sê in Psalm 40 vers 1 sê hy dit, wat hy hierdie sê. Nou hy kom eintlik en daar's 'n woordjie wat hy praat van preserve. Nou hierdie Hebreë woordjie preserve is die woordjie nazar. En dit beteken godly protected and maintained. Godly protected and maintained as a result of obedience. Dis wat dit beteken. As ek die gordel van waarheid aan het, dan kom Abba Vader en hy sê vir my, ek weet ek maak foute, of ek kom en ek sê ek weet ek maak foute, maar ek gaan nie bang wees om dit te erken nie. Jy sien, daar lê die sleutelpunt. Daar lê die punt van ek trek dit aan, maar ek is nie bang om dit te erken nie. Ek wil hierdie goed uit my lewe uitkry. Ek wil in right standing staan met Abba Vader. Ek gaan regmaak in die waarheid. Ek gaan begin om vry te kom. En ek gaan in die plek van gehoorsaamheid ingaan, waar ek in die allerheiligste met hom kan verkeer, want ek wil in sy waarheid staan. Daar is nie plek vir leuns en bedrog in die allerheiligste plek nie. En die woord kom by ons en die woord sê, die waarheid sal jou vrymaak. Jy sien, wat ons besig is om te sê, ons kom vertel nie vir die mense, trek die wapenrusting aan nie. En Abba Vader sê ook nie net vir my, ek moet sy wapenrusting aantrek nie. Hy kom vertel vir my, hoe ek dit moet doen. Want dit is wat werk. Johannes 18:37 en 38 praat, Pilatus sê toe vir hom, dis vir Yeshua, is u tog die koning? En Yeshua antwoord hom, hy sê, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek voor die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En Pilatus sê vir hom, wat is die waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Hy het net daar die punt gemaak, wat is die waarheid? Psalm 119:51, die engel sê, You are near, O Lord,
and all your commandments are true. As ek gehoorsaam is aan God, is ek besig om my wapenrusting aan te trek. Julle het daai een gehoor, as ek gehoorsaam is ek besig om dit aan te trek. Ek kan dit nie in ongehoorsaamheid aantrek nie. Om blind te wees vir die waarheid is om in 'n gevangenskap te wees met die vyand. As ek my oë toe hou en ek kyk nie wat ek doen nie, dan is ek in gevangenskap met hom, dan het ek valse geloof. Ek weet dit is baie vir julle, maar gaan kyk maar weer. Gaan kyk weer na die preek. Gaan kyk weer en gaan bestudeer dit, gaan pos hom en gaan kyk en gaan sê, wat is dit? Vader, ek wil dit doen, maar ek wil repent, ek wil bely, want ek wil waardig wees om hom te dra. As ek in gevangenskap is met die vyand, dan het ek valse geloof. Gevangenskap is met die vyand, valse geloof. Wil jy dit hê? Jou keuse. Is myn jou keuse. 2 Timoteus 3 vers 7 sê, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Ek kan die hele tyd leer, maar as ek nie tot die waarheid kom nie, sal my dwaasheid aan almal bekend word. Paulus kom en hy sê, by hierdie tyd moes julle al almal leraars gewees het. Dit sit net 'n krag op hierdie teksvers, want ons sit in die kerke, ons sit in die Bybelstudies, ons sit in die bidure, en die pastore en die predikante preek, maak nie saak wat hulle preek nie, en ek leer nie, ek doen nie, ek sjamaan nie. Keer op keer hoor ek wat ek moet doen, en dis wat 2 Timoteus sê, wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom nie. 3 vers 7. 2 Korintiërs 6 vers 7, in die woord van waarheid, in die krag van Jahwe, deur die wapens van geregtigheid in die regter en linkerhand. Hoor julle die woord wat God kom sê, die woord van waarheid, die krag van Jahwe, die wapens in die regterkant en die wapens in die linkerkant. Die waarheid. In die tabernakel het Jahwe die priesters, vir die priesters gesê, you have to clothe yourself. Hulle het silwer witklere aangehad. Hulle moes hulle self beklee met dit, met 'n gordel om hulle, wanneer hulle ingaan vir diens. Kan julle hoor? Hulle moes die gordel aangetrek het, wanneer hulle ingaan vir diens. Hulle kon nie ingaan as hulle nie geklee was, soos wat Jahwe voorgestel het. Kon nie. Daar's riglyne, my boetie, my sussie, wat Abba Vader kom en sê, dit is wat ek wil hê, dit is hoe ek dit wil hê, en dit is soos wat ek wil hê, jy moet dit doen. Hierdie priester mag nie sommer net ingegaan het nie. God het vir hom gesê hoe om aan te trek. Hulle kon nie ingaan op hulle eie nie. Hulle kon nie ingaan soos wat net hulle dit wou gedoen het. Want dit was die tempeldiens wat hulle moes doen. Kan julle verstaan? Hulle moes daar gaan tempeldiens doen, fellowship, intimacy with Abba Vader. Ek kan nie sommer net ingaan nie. Moet geklee wees om daar in te gaan. Om hom te leer ken. Gaan die woord probeer uitspreek, Abu Da. Is 'n ander woord vir tempeldiens. Ander betekenis van Abu Da is warfare as ook intimacy. Die twee woorde pas presies dieselfde in mekaar. Ek kan nie die een sonder die ander een doen nie. Jy sien, ek moet in dit inwerk om dit saam te doen. Ek moet in die intimacy ingaan om hierdie te kan kry. Nou wat beteken warfare? Bid baie, dan sê die mense, ons is in 'n warfare. Verstaan ons die warfare? Verstaan ons wat is besig om te gebeur?
Nou Jesegiel 29 vers 18 beskryf, hy sê, mensekind, Nebukadneser koning van Babel, het sy leer 'n swaar diens teen Tyrus laat verrig. Elke hoof het kaal geword en elke skouer is seer geskaaf, maar hy het ook sy leer het van Tyrus geen loon ontvang vir sy krygsdiens wat hy daarteen verrig het nie. Nou, Abba Vader kom en hy roep ons op, ek is basies klaar julle. Hy kom op en hy roep ons op en hy sê, kom kleed jouself met my wapenrusting. Kom ons begin met die waarheid. As jy nie in die waarheid is nie, wat beteken jou geloof dan? Ek is basies klaar. Ek is klaar met dit wat ek vanmôre net wil sê, want hy kom op en hy sê, kleed jouself met my wapenrusting. Kom ons begin met die waarheid. As jy nie in die waarheid is nie, wat beteken jou geloof dan? Ons weet dit nie, want die vyand vertel ons dat hy in beheer is en ons glo. Ek wil vanmôre vir julle sê, as ons die week aangaan, volgende week as dit Abba Vader se wil is en ons kom by die ander en ons kom sien, wat het ek en jy, die magtige wapen in ons hand, wat het ons? Ek wil Abba Vader vanmôre vir my en vir jou sê, ek wil dit vir jou gee, nie wil nie, hy het dit vir ons gegee. Ons moet dit net vat, met waardigheid. En hierdie gaan begin in my lewe insit, dat ek gaan begin kyk wat ek praat, wat ek sê, wat ek dink, wat ek doen. Altyd in die waarheid. Kom ek bid saam vir ons vanmôre. Abba Vader, dankie vir die woord, die geskrewe woord. Dankie vir die wapenrusting wat U vir ons gemaak het, voorberei het. Selfs handmade, wat ons pas om aan te trek. Vergewe ons dat ons dit nog nooit so aangetrek het nie. Vergewe ons as ons dit met onwaardigheid aangetrek het. Maar ek bid nou dat werklik waar deur hierdie kennis wat ons besig is om in te kry, om hierdie wapenrusting te verstaan en met waardigheid aan te trek en te kan staan en kan sê, ek staan in my koning se armor. Ek staan in sy klere wat hy vir my gemaak het. En die vyand sal dit sien. En dat ons dit uit daai plek van intimiteit gaan begin doen en gaan beklei. Bid Abba Vader, dat U ons sal beklee met dit wat U vir ons het in stoor. Ons wil vanmôre kom sê, ons wil dit ontvang uit U hand uit. Sodat ons weet, dit kom van my koning af. En van niemand anders te nie. En ons loof en prys daarvoor. Bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Vrede vir julle en mag die goedheid en guns net